In ons vorige video het ons gekyk na hiperbole. Ons het spesifiek gekyk na y is gelyk aan a op x. En ek wil jou net graag herinner in wat ons toe gesien het. Eerstens, bepaal a die vorm, of dit in die eerste en derde kwadrant of in die tweede en vierde kwadrant gaan wees. A positief gee vir my die eerste en derde en dan negatief gee hierdie twee kwadrante. En dan baie belangrik het ons gesien dat 'n hiperbool asymptote het. Daar is 'n horisontale asymptoot en 'n vertikale asymptoot. My horisontale asymptoot is hier op die x-as en sy vergelyking is dan y gelyk aan 0 en my vertikale asymptoot is op die y-as met sy vergelyking x is gelyk aan 0. Nou vandag gaan ons dit uitbrei deur te kyk na hiperbole van die vorm y is gelyk aan a op x plus q. Maar eers wil ek kyk wat het gebeur toe ons iets bygetel het met 'n parabool. Want dan kan ons beter verstaan wat gebeur met die hiperbool. Nou, hier het ek die parabool geteken. Daar, parabool P. Sy vergelyking was minus 'n halwe x kwadraat. En dan het ons gegaan en 2 bygetel. En ons het gesien dat dit die parabool presies 2 eenhede hoër geskuif het. So, daar die plus 2 het die parabool opgeskuif. In my ander voorbeeld hierdie kant het ek y gelyk aan x kwadraat en dan het ons 4 afgetrek en daar sien ons dat dit die parabool 4 eenhede afgeskuif het. So minus 4 het dit afgeskuif. Nou dieselfde gebeur met alle funksies. As ons iets bytel, 'n getal bytel, dan skuif die grafiek op en as ons dit aftrek, dan skuif die grafiek af. Goed, kom ons kyk na 'n voorbeeld. So wat ek hier wil teken is die hiperbool f van x is gelyk aan 4 op x plus 1. Maar kom ons kyk eers hoe lyk y is gelyk aan 4 op x. Nou ons weet nou al van die asymptote. Kom ons maak die asymptote rooi. Ons weet nou al, ek het 'n asymptoot daar op die y-as, ons het 'n asymptoot daar op die x-as. Die asymptote is nie deel van die grafiek nie. Daarom is dit altyd stippellyne, dis net makliker vir my om 'n soliede lyn te teken en dan 'n bietjie uit te vee. Maar goed, daar het ek my 2 asymptote. Dan weet ons die vorm van die grafiek gaan so lyk en so lyk, omdat a, wat 4 is, 'n positiewe getal is. Nou wat gaan gebeur as ons 1 bytel? Wel, ons het alreeds met die parabool gesien, die grafiek skuif op met 1 eenheid. So, in plaas daarvan dat my asymptoot op die x-as is, gaan dit 1 eenheid hoër wees. Kom ek trek dit hier op die grafiek waar ek die asstelsel waar ek die grafiek wil teken. Dis my asymptoot, so dis 'n stippellyn. Ek moet nou maar net dit eers weer reg maak. Goed, daar is my asymptoot. Nou wat is die vergelyking van daardie asymptoot? Dit is 'n horisontale lyn, so sy vergelyking sal wees y is gelyk aan 'n getal
en die getal is daar waar die lyn deur die y-as gaan, so dit is y is gelyk aan 1. Dan het ek ook 'n asymptoot op die y-as, altyd vir alle hiperbole, behalwe wanneer ek dit nou natuurlik links en regs ook gaan beweeg. Maar in graad 10 het jy jou asymptoot op die x-as en op die y-as, en nou beweeg ons hom op, daarom is die asymptoot by y gelyk aan 1. Nou as ek na hierdie vorm kyk, dan weet ek dat ek presies dieselfde vorm hier gaan hê. Die grafiek gaan hier wees en daar wees. Maar onthou, hy gaan al hoe nader en nader na die asymptoot, so ergens gaan dit deur die x-as gaan. Nou ek wil hierdie uitvee, kom ons maak hom 'n bietjie groter, en ons raak hiervan ontslae. Wat ons nou gaan doen is ons x-afsnit uitwerk. Nou ons weet hoe om 'n x-afsnit uit te werk. Vir 'n x-afsnit is y altyd gelyk aan 0 en y is dieselfde as f van x. Dit wil sê 0 is gelyk aan 4 op x plus 1. As ek die 1 oorvat, dan kry ek minus 1 is gelyk aan 4 op x, so minus x is gelyk aan 4, en dit beteken dat x gelyk is aan minus 4. So my hiperbool sal deur minus 4 op die x-as gaan. Waar sal dit deur die y-as gaan? Met ander woorde, waar is die y-afsnit? Daar is nie een nie, want die y-as is 'n asymptoot. So daar is geen y-afsnit nie. Nou ja, dit laat ons 'n bietjie met 'n dilemma, want ons het nou net 1 punt, en met 1 punt kan ons nie 'n akkurate skets maak nie. So ons moet nog 'n punt uitwerk. Nou ek gaan dit maar hier doen. Ons het die vergelyking, y is gelyk aan 4 op x plus 1. Nou het ons reeds gesien, dit gaan deur minus 4 op die x-as. So as ons kyk wat gebeur by minus 2 of dalk by minus 1, jy sien ons wil nie met breuke werk nie. So ons moet net 'n goeie keuse maak vir my x-waarde. Ek gaan nou maar kies x is gelyk aan minus 2, dan sal y wees gelyk aan 4 gedeel deur minus 2. Nou dit gee vir my minus 2 plus die 1. Minus 2 plus 1 is minus 1. So hier is nog 'n punt op die grafiek. Die punt minus 2 minus 1. Ja, dit sal al vir ons 'n beter aanduiding kan gee. Ons weet ons kom al hoe nader na die asymptoot, dan deur die 2 punte en weer al hoe nader na die asymptoot hierdie kant, maar ons mag nie aan die asymptoot raak nie, en ons mag ook nie weghardloop van die asymptoot nie. Goed, dis een been. Nou wat van die ander kant, want ons weet mos, hier is nog 'n deel vir die hiperbool. Nou, daarvoor gaan ek maar weer punte uitwerk. 2 punte behoort genoeg te wees. Ek gaan maar kies x is gelyk aan 4 en x is gelyk aan 2, want ek weet dit gaan nie vir my breuke gee nie. So y is in hierdie geval dan 4 op 4 plus 1, en dit is gelyk aan 2, so dit beteken wanneer x 4 is y 2, en wanneer x 2 is, dan gaan ek kry 4 op 2, ek vervang maar net my x hier in, plus 1 is 2 plus 1, wat gelyk is aan 3,
So by 2 is my y-koördinaat 3. So wanneer ek dit plot, as ek by 2 is my y-koördinaat 3, lyk vir my so ongeveer daar, ek skat maar, en wanneer ek by 4 is my y-koördinaat 2, wat ongeveer daar is, en dan kan ek nou maar net my punte verbind. Jy sien my eindpunt hier lyk so bietjie of hy weghardloop. Dit moet nie so wees nie. Dit moet nader beweeg, maar nie daaraan raak nie. Goed, kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. O nee, tyd. Amper vergeet ek. Ons moet nog hier beantwoord, wat is die horisontale asymptoot, die vertikale asymptoot, die definisieversameling en die waardeversameling. Nou die horisontale asymptoot is nou hierdie lyn y gelyk aan 1. So dit gaan wees y gelyk aan 1. As jy mooi na jou vergelyking kyk, dan sien jy kry dit daar. Die vertikale asymptoot is op die y-as en die vergelyking daarvan is x is gelyk aan 0. En dan die definisieversameling. Definisieversameling is altyd x is 'n reële getal. En nou moet ons mooi kyk, is daar enige waardes vir x wat uitgesluit moet wees? Ja, want die hele y-as moet uitgesluit word en op die y-as is x 0. So x mag nie 0 wees nie. En dan vir ons waardeversameling is altyd die y-waardes en weer eens y mag nie gelyk wees aan, en dink nou mooi, ons asymptoot is by y is gelyk aan 1, so y mag nie gelyk aan 1 wees nie. Goed, dit is ons skets van 'n hiperbool as ons 'n getal bygetel het. Ons sien dan dat die hele grafiek opbeweeg. Nou kyk ons na die grafiek van f van x is gelyk aan minus 12 op x minus 2. Nou, ek sien my negatiewe 12 daar, wat beteken my hiperbool gaan so lê. Nou, kom ons kyk net gou-gou na die grafiek van y is gelyk aan minus 12 op x. So dit is my hiperbool voordat ek dit op of afgeskuif het. Want ons verwag reeds dat hier die minus 2, dit gaan afskuif met 2 eenhede. Goed, minus 12 op x sal sy asymptote hê op die y-as en op die x-as, en dan sal die grafiek in die tweede en in die vierde kwadrant lê. So tussen die asymptote. Dit is nie werklik tussen die asse nie, maar tussen die asymptote. Nou ja, met dit in gedagte, as ek dit 2 eenhede afskuif, gaan my asymptoot lê by y gelyk aan minus 2. Ek sien daai een is nie so mooi op die plek nie. Goed, dit lyk vir my goed genoeg so. Daar's my een asymptoot en dan my ander asymptoot gaan op die y-as lê, en ek sien ook hom het ek nie presies getrek nie. Daar sy. En nou kan ek maar net dit stippellyne maak, want die asymptote is altyd stippellyne. Goed, daar's my asymptote. Die ene, die horisontale ene is by y gelyk aan min 2, die vertikale ene is by x is gelyk aan 0.
En as ek na die vorm kyk, dan kan ek sien my hiperbool lyk so hier en hy gaan dus ernstiger deur die x-as gaan. So kom ons werk dit uit. Vir die x-afsnit maak ek y gelyk aan 0. So dan kry ek 0 is gelyk aan minus 12 op x minus 2. Vat die 2 oor, dan kry ek 2 is gelyk aan minus 12 op x, en dan maal ek met die x en ek kry 2x is gelyk aan minus 12, dit wil sê x gaan minus 6 wees. So hier is my punt op die hiperbool. Goed, kom ons kies nog iets vir x, sodat ons ten minste 2 punte het, sodat ek kan weet hoe styl ek hier moet opgaan met my hiperbool. En ja, ons kan enige van minus 4, minus 3, minus 2 kies. Kom ons kies minus 3. So, ekskuus, laat ek hier skoon maak. Goed, ons het gesien die x-afsnit was by x is gelyk aan minus 6. As ons nou kies x is gelyk aan minus 3, dan gaan y wees minus 12 gedeel deur minus 3, want ek is nou maar besig om dit hier in te vervang, minus 2. Minus 12 gedeel deur minus 3 is plus 4, minus 2 is 2. So wanneer x min 3 is, gaan y 2 wees. So wanneer x min 3 is y 2. Gee vir ons ongeveer daardie punt, en ek dink dit is genoeg om my hiperbool te teken, mooi deur die punte en dan op na die asymptoot toe, maar dit moenie lyk of dit weghardloop van die asymptoot nie, en dit moet ook nie aan die asymptoot raak nie. Goed, ek kan hom dalk 'n bietjie ronder hier gemaak het, maar ek gaan hom nou net so los, ek dink dit is goed genoeg. Nou het ek 'n helfte van die hiperbool, maar ek weet dat die ander helfte hier lê. So kom ons kyk gou-gou wat sou dit wees. Ek gaan net weer vir myself 'n bietjie plek maak. Kom ons kies x gelyk aan 3. Dan kry ek y is gelyk aan, daar's y is gelyk aan minus 12 op 3. Minus 2. Minus 12 op 3 gee vir my minus 4. En dan minus nog 2 is minus 6. Dit wil sê die punt 3 minus 6 lê op die grafiek. So as ek 3 is, dan moet ek afgaan na minus 6 toe, ongeveer hier is. En kom ons maak x gelyk aan 6. Dan gaan wees y gelyk aan minus 12 op 6 minus 2. So minus 12 gedeel deur 6 is minus 2, minus nog 2 is minus 4. Daar's 'n minuskort daar. Minus 4, so my punt het 'n x-koördinaat van 6 en 'n y-koördinaat van 4, so 6 en minus 4, ekskuus, 6 en dan af na minus 4 toe, lyk my so ongeveer daar, en dan verbind ek hulle maar net en beweeg nader aan die asymptote. Goed, so dit is my grafiek van f. Kom ons vul die ander vrae in. Ons eerste vraag was die y-afsnit, maar daar is nie een nie, want die y-as is 'n asymptoot. My horisontale asymptoot is hierdie lyn
y gelyk aan -2. My vertikale asymptoot is die y-as. O, tyd, daar skuif ek die hele ding. Ja. Okay, my vertikale asymptoot is hier op die y-as en daar is die vergelyking x is gelyk aan 0. My definisieversameling, nou ja, definisieversameling is altyd my x-waardes. X is enige reële getal, maar x mag nie 0 wees nie, want ek het 'n asymptoot by x is gelyk aan 0, so x sal nooit 0 wees nie. My waardeversameling is y-waardes, altyd 'n reële getal, en ek weet dat my y nie gelyk aan 0 mag wees nie. Daar het ons nou die graad 10 hiperbole klaar geskets.